Kom ons bid saam. Here, dankie dat die Gees van die Here ons gelei het tot hiertoe. Dankie dat U hier is, Here. Ons bid dat God se Gees vaardig sal raak en dat die Here met elkeen van ons sal praat op 'n besondere manier. Ons bid dat die Here vir ons vryheid sal gee, dat die Here vir ons antwoorde gee. Dankie, Here, ons is afhanklik van U en ons gee die diens oor volkome tot U. Ek wil bid, Here, dat U ons harte oopmaak en dat God se wil sal geskied in Jesus se naam. U kan die sitplekke inneem. Die woord van die Here sê, wanneer mense saam is, dan is daar een wat 'n getuie bring, een bring 'n woord en een bring 'n so ek wil geleentheid gee as daar iemand is vanoggend voor ons begin om te preek. Is daar iemand wat 'n woord wil gee? Is daar iemand wat 'n getuienis wil gee? Ek gee vir julle geleentheid. Is daar so iemand? Dani is die eerste een. Dan welkom Dani. Môre gemeente, my naam is Dani Norke. As ek bietjie hakkel, verskoon my. Ou is nie gewoond om voor so baie mense te praat nie. Maar wat ek vir julle wil sê, so 3 Sondae terug het ons op Pinkster Sondag vir pastoor De Vos hier gehad. En die mense wat hier was, dit was absoluut 'n diens wat ek nie sal vergeet nie. En ek het hier uitgestap en ek het gesê, Here, ek wil ook daai ontmoeting met die Heilige Gees hê, soos wat ons nou gesing het. En hierdie kerk was gevul met die Heilige Gees. Mense, dat ek vir jou sê, dit was wonderlik. Die wat nie hier was nie, julle het werklik iets gemis. Julle kan dit op dag gaan kyk op YouTube. Ek het dit nog steeds op my telefoon ook. As jy dit wil hê, ek sal dit vir jou stuur. Die maandag is dit koud, dit's reënerig. Julle gaan nou sê, ja, is miskien dieselfde met pastoor gebeur het, maar dit is maar wat gebeur het ook. En 'n ou moet stil raak, en 'n ou moet luister. En 'n ou moet luister vir die Heilige Gees, en ek is die Dinsdag as ek op pad Sasolburg toe met een van die groot trokke. Ek is op pad om paving te gaan haal, ons het daar paving goedkoop gekoop. Hier toe ek by Potch kruising oorgaan, Potch Johannesburg kruising oorgaan, dis mistig. En toe ek oor die nek daar gaan, die mense wat daai pad ken, toe ek aan die kant die nek kom, daar by Glenhawie verby, die mis is dik. Nou ry ek met die lorry, ek ry so 90, 100, daai lorry kan vinniger ry, maar ek ry so 100. En daar vorentoe kry jy so 'n driffie, wat jy deurgaan, daar was so 4 weke terug 'n groot ongeluk, daar 2 lorries wat mekaar geslaan het, daar so kop aan kop. Nou ry ek heel pad, nou sit en dink ek aan hierdie diens, en my hartsbegeerte is, Here, ek wil ook so 'n ontmoeting met U hê, om met tale met U te praat, en vir U te sê, Here, wie ek raak nou nog? En die volgende oomblik sê iets vir my, ry stadiger. Mense, en toe ek net hierdie driffie is, toe ek opgaan en jy kry daai Lenasia afrit, en ek ry stadiger, ek haal dadelik my voete van die diesel af, pedaal af. My mense sit hier langs my, 3 van my werkers, sit in slaap. En iets sê vir my, ry stadiger. En ek ry stadiger, toe ek so kyk, toe staan die 2 karre wat mekaar geslaan het, seker so 30 meter voor my. Mense, en ek sou nie 'n kans gehad het, as ek op daai spoed gery het nie. En al het ek uitgeswaai, sou die karre geslaan het. Ek kon nie die kant toe gaan nie, want toe kom maar 'n string karre van daai kant af. En dankie Here, ek slek af en ek kan stop. En die ouens wys vir my, ek kan deurgaan, en toe kan ek nou omgaan om die karre gaan. Maar as dit nie die Heilige Gees was nie, want heeltyd sit en bepeins ek hierdie boodskap. En ek sê vir die Here, Here, ek wil ook so 'n ontmoeting met U hê. En is stil. En ek dink aan hierdie boodskap. En mense, dit is net asof dit net vir my opkom en sê, ry stadiger, ry stadiger. En ek ry en ek is haastig, want ek weet dit vat my presies 2 ure Denyswil toe. Laai die paving 2 ure, 2 ure is ek terug. Want dit vat my 6 ure om 'n vrag te bring. En nou is jy haastig, nou ry jy. Maar mense, ek moet net vir jou sê, ou moenie wegbly van die kerk af as jy 'n ander pastoor is nie. Want dit was so 'n groot ontmoeting wat ons met pastoor De Vos gehad het. Jy weet, toe sit hier so omtrent 10, 12 mense, want die mense kom nie kerk toe as ons geliefde pastoor nie hier is nie.
En ek sit hier so en ek hoor vir Dion kry so skaam. Hy sê vir ander mense, ja, gewoonlik is die amper 100 mense, maar vandag is die 10, 12 mense. Mense, en ek wil net vir julle sê, moenie dit doen nie, moenie onderskeid maak nie. God maak nie onderskeid nie. God maak nie onderskeid tussen enige mens nie. Wie is ons om onderskeid te maak? So ek wil vir julle vra, julle mense, luister, kom kerk toe. Luister wat die pastoor sê. Want as dit nie vir daai pastoor was nie, weet jy, een van my grootste hartsbegeertes is nog steeds, ek wil daai ontmoeting met die Heilige Gees hê. Ek wil dit hê, ek wil dit hê, ek wil dit hê. Ek wil dit groter hê as enigiets in my lewe, wil ek 'n ontmoeting met die Heilige Gees hê, want ek wil vir die Here wys hoe lief is ek vir hom. En as ek dit nie vandag gesê het nie, dan weet ek nie, dan sou iemand anders dit seker gesê het. Maar mense, jy moet dit sê. Jy moet sê jy is lief vir die Here. Want die Here beteken vir my alles in my lewe. En jy weet, ek het al gesit einde van die maand, dan het ek nie geld om my mense te betaal nie. Ek het nie geld om my huis te betaal nie. Sit ek en sê ek, Here, jy weet, jy is die grootste, jy is die rykste mens wat ek ken. Jy is die rykste, jy is my Vader. En dan daai maandagoggend dan bel hulle en sê hulle vir my, hoor hierso, jou kwotasie het deurgekom. Ons het vandag vir jou geld inbetaal. Ons het vir jou 70% inbetaal. So mense, al die eer en die glorie kom hom toe. En wat ek vir jou wil graag sê is, kom kerk toe. Maak nie saak wat 'n pastoor jy is nie. Hier is altyd 'n ontmoeting met die Gees, met die Heilige Gees. Hier is altyd 'n ontmoeting met God. En dit is wat ek vir julle graag wil sê. Dankie vir die tyd, pastoor. Dankie Dani, is daar nog iemand wat wil iets wil praat? Ek dink die boodskap wat Dani gesê het is, ons moet fyn luister na die Gees van die Here, en dis hoekom hy afgeslek het daar. En ek stem saam met hom, maar al die mense is ook nie net as ek hier is nie, hier moet nog ander mense wees. Dankie suster, kom ons gee vir haar kans en dan gaan ons begin met die woord. Môre almal, my naam is Tina van Wyk, né? Ek het laas jaar begin na toe kerk toe kom. Ek drink Epilem, né? Ek weet nie van laas jaar af, toe ek kerk toe gekom het, ek weet nie wanneer laas ek geval het. Drink my pille. Ek drink nie eens weer pille in die nacht nie. Maar ek val nou nooit weer nie, van ek kerk toe gekom het. Amen. My seun het ook epileptiese aanvalle gekry en ons het hom gebid baie jare terug. Die Here het hom gesond gemaak. Suster, kom staan net daar. So kom ons met 'n bid net vir ons, bevestig net. Here, ons wil net bevestig in hierdie kerk. Dis nie oor die kerk nie, dis die Here, dat hierdie vroutjie wat hier kom getuig het, dat hierdie getuienis vir haar sal beteken dat sy nooit weer daai siekte, ons bind daai siekte permanent in haar liggaam en in haar gees, en sy gaan nooit weer epilepsie aanval hê. Ons as gemeente steek ons hande uit na en ons stem saam en ons weet dat God het 'n volbragte, volmaakte werk in haar lewe gemaak. Sy gaan nooit weer epileptiese aanval kry nie. En die gemeente sê amen. Dankie. Is daar nog iemand? Goed. Nou kan ek begin om die evangelie van Jesus te verkondig, te preek. Die tema van my boodskap vanoggend, dames en here, en soos ek gesê het, soos julle gesien het daar, die tema is wat is my tema? Het ek gesê, vul my. My tema is vul my met wat? Ons leef in 'n wêreld, ek gaan nou praat, in Johannes 15 lees, vul my. Ek het gehoop dat hierdie tema julle bietjie sal opmaak om te sê, vul my met wat? Daar's baie mense wat gevul is met nonsens. Stem julle saam? Daar's baie mense wat gevul is met allerlei soorte goed, veral in die tyd waar ons nou lewe. En hierdie week het ek net dis net die inleiding. Hierdie week wat ek Vrydag was ek saam met iemand by 'n besigheid, vergadering en goed. En ek het gesien dat die CEO, die ou van die plek, is regtig gevul met bekommernis. Hy was bekommerd oor sy besigheid en hy het gepraat en hy's vol bekommernis. Hy weet nie hoe gaan hy daai besigheid nie en hy praat met die mense. Julle weet,
jy word mos gevul hier by jou kop, by jou gedagtes. Watter gedagtes gaan in jou aan? Watter gedagtes gaan vandag met julle aan? Hoe is jou gedagtes? En dit was die Vrydag. Ons het lekker daar gegaan. Vrydag aand het ek by Kreersdorp het hulle 'n nuwe kerk oopgemaak en die mense is gevul daar met die Heilige Gees en hulle het gepraat oor die wonderwerke wat by die kerk gebeur het. Die pastoor het gesê hulle het begin, hulle het nie geld gehad nie, hoe die mense geld gegee het, 200.000 rand, 'n man het 1 miljoen rand gegee. Nou in hierdie tyd, dit was Vrydag. Die kerk is wonderlik gewees. Ek hoor van pastore wat sukkel, hulle die finansies, die goed, hulle is gevul met verskillende dinge. Saterdag het ek gegaan na begrafnis by Wespark begrafplaas. Die begrafplaas is gevul met mense. Daar's stof en daar's allerlei dinge. Die mense se oë wat ek by begrafnis is gevul met trane. Hulle het gehuil oor hulle omstandighede. En so wat ek eintlik wil sê, waarmee is jy gevul, my broer en suster? Dis die vraag wat ek vir jou vra vanoggend. En kom ek lees Johannes 15, die gedeelte wat ek graag vir julle wil oor praat vanoggend. So daar's ons word gevul deur ons kop, planne. Watse planne het jy? Goeie planne, bose planne. Party mense sê hulle is keelvol. Ander mense sê hulle is tot hulle ore oor. Die woord van die Here sê wat in jou hart aangaan, kom by jou mond uit. En dit is wat in vandag ons land is in 'n groot probleem. Julle weet mos van die mense wat hulle noem dit, hulle gooi klippe. Hulle is ontevrede, hulle is gevul met haat en nait. Nou gooi hulle klippe, nou gooi hulle onskuldige mense wat met die kar ry daar, gooi hulle met klippe. Hoe werk hulle? Dis snaaks, maar ek wil hê ons moet met iets anders gevul word. En kom ek lees Johannes 15 vanaf vers 1 tot by 12, die skrif van die woord wat ek vir julle wil gee. Kom ons lees. Jesus, dis die opskrif van hierdie gedeelte, kinders van die Here, is die laaste onderwys aan die disippels, die innige vereniging van Jesus en sy disippels. So dis die laaste gedeelte wat Jesus aan sy disippels, dis van die laaste woorde wat hy gepraat het. En hy sê, Jesus sê vir sy disippels, ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg, en elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie. So julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Ek is die wynstok, julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos 'n loot en verdroog. En julle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. En as julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra en julle sal my disippels wees. So die Vader my liefgehad het, het ek julle ook liefgehad. Bly in hierdie liefde van my. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar het en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome kan word. Dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Tot sover die woord van die Here. Here, ek bid dat hierdie woord in ons harte sal wees. Ek bid dat U ons sal help
dat U ons sal vul met die vreugde, soos die woord sê. Die tema van my woord is kry ons in vers 11, wat sê, dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly, en julle blydskap volkome kan wees. So, wat ek gepraat het, is, vul my met U blydskap, vul my met vreugde. Ek wil, baie mense sê, hulle is gevul met nonsens. Wat is die woord? Ek is nou net mooi vol. En die Griekse woord vir blydskap is chara. Dis die regte Griekse woord, ek praat nie lelik hier nie, chara. En baie mense sê, ek is nou chara vol vir hierdie dinge in die wêreld. Ek is chara vol vir alles. En as ek Grieks praat, dan sê ek is nou vol van vreugde, ek is vol van vreugde. So onthou dit, as jy weer wil sê dat jy is nou garrevol, dan moet jy sê ek is vol vreugde. Die Here se woord sê, hy wil ons vol vreugde maak. En as die woord sê, hy wil ons vol vreugde maak, dan verduidelik hy ons, dan sê hy vir ons, hoe moet ons vol vreugde wees? En dit is wat Jesus gesê het. En hy gaan vir ons, hy leer ons, vir my en vir jou, hoe word ek vol vreugde? Dis eintlik wat ek wil sê. Hoe kry ek volkome vol vreugde? Hoe kry ek dat ek volkome bly is? Kom ek lees vir julle net vers 1 sê daar. Ek wil net weer teruggaan na vers 1 toe. Ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. So Jesus sê hy is die wynstok, sy Vader is die landbouer. God het 'n wingerd. Hy is die landbouer. Jesus is die wingerdstok en ons is die lote. En dan sê hy verder, so God is die wynstok, God is die wingerd, Jesus is die wynstok, sê Jesus, en ons is die lote. En elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat hulle meer vrugte kan dra. Jesus sê vir my en vir jou, hy wil hê dat ons moet meer vrug dra. Hy wil hê ons moet vol wees, ons moet vrug dra. Dit is nie 'n belofte nie, dis 'n opdrag. Dra vrugte. Kinders van die Here, as jy 'n kind van die Here is, wil die Here hê jy moet vrugte dra. Dit is sy opdrag. En hy praat van die wingerd. Hoe gaan ek vrug dra? Die eerste ding hoe ek gaan vrug dra, ek moet in die wingerd wees waar God is. Dis God se wingerd. Nou wil ek vir myself vra, in wat se wingerd is jy? Kind van die Here, jy sal nie kan vrug dra as jy nie in die wingerd van God is nie. God, waar hy die koning is, en wat Jesus is die wingerdstok, daar sal jy vrug dra. En die Here gee vir ons 'n opdrag, gaan wees in die wingerd, en kom ek lees verder, vers 3 sê, julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Elkeen van ons wat die woord van God gehoor het, ons is alreeds rein, ons is alreeds reg, ons is alreeds gereed, sê die Here. Hy sê dit vir my en vir jou vanoggend in hierdie kerk, julle is alreeds rein deur die woord wat God aan julle gespreek het. Ons moet bly wees, want ons is in die wingerd en ons is goed genoeg. Julle is reeds rein as julle in die wingerd is en julle is goed genoeg, kinders van die Here. Vers 4 sê, julle is alreeds, vers 4 sê, bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as hy nie in die wingerd bly nie, so sal julle ook nie as julle nie in my kan bly nie. Bly in my, sê Jesus vir my en vir jou vanoggend, en ek bly in julle. Bly in my. Hy sê, hy het 'n opdrag. Jesus sê vir my en vir jou en ek wat hier staan, ons moet in hom bly. Maar hy het ook 'n opdrag van God en hy sê, hy bly in ons. Lewe in my wingerd, seënde, oeste, dit sal ons kry as ons in die Here se wingerd bly. Die Here wil elkeen van ons seën en ons moet dit weet en besef.
sodat, en hoe gaan dit berei, as ons in die Here bly? Nou, hoe bly ons in die Here? Ons bly weg van die verkeerde dinge af, dan bly ons in die Here. Jesus sê, bly in my, in vers 4. Jesus bly ook dan in my. Kyk, waar is Jesus en volg hom. Dis ons in die Here bly. Kyk, waar is Jesus? Volg Jesus. Die Bybel sê, waar God is. As jy wil weet waar Jesus is en waar God is, dan moet ons in die Bybel gaan kyk. Die wingerd is waar God is. Baie mense vra vir my, maar wat is die wil van God? Die wil van God is dat jy in Jesus bly. Die wil van God is dat jy doen wat reg is in die oë van die Here. God se plan, vra mense vir my. God se plan is daar waar jy vrugte dra. Dis God se plan. Ons moet in die Here bly, ons in Jesus bly, dan sal jy baie vrugte dra. Vrugte, wat is vrugte? Hoe dra mens vrugte? Jy lyk soos Jesus. As ons die Bybel lees, dan sien ons wat is vrugte. Vrugte wat sal hou, om soos Jesus te wees, om soos Jesus te dink en Jesus te doen, dan dra ons vrugte. Vers 5 en 6. Dit is hoe die Bybel vir ons leer, om volkome vreugde te ervaar. Vers 5 en 6 lees ons waar Jesus vir sy disippels die volgende sê. Hy sê vir hulle, ek is die wynstok en julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Sonder Jesus, kinders van die Here, kan ons niks doen nie, sê die woord van die Here. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos 'n loot en hy verdroog en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As jy nie in die Here bly nie, dit is wanneer dit met jou sleg gaan, want allerlei verskillende dinge met jou gebeur en dit is wat die woord van die Here sê. Hoe die Vader moet verheerlik word. Vers 8 sê, hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra en julle sal my disippels wees. Wanneer ons in die Here bly, dan verheerlik ons, die Vader word verheerlik. Jou lig skyn, jy doen alles tot eer van God. Elkeen van ons, ek wil hulle aanmoedig, kinders van die Here, om alles te doen tot eer van die Here. Vers 7 sê dan, as julle in my bly en my woord in julle sal vra net wat julle wil hê. Bly in my en vul jou met Jesus. Wanneer die woord van die Here sê, julle sal vra net wat julle wil. Wat sal jy vra? Wat hom verheerlik. Ek wil net dit mooi sê. Julle weet die woord sê dat ons kan vra net wat ons wil, ons sal dit kry. Maar wat is die wil van die Here? Beteken dit ek kan enige iets vra en dit net kry? Nee, as ek in die Here is, dan sal ek mos vra wat hy wil hê ek moet vra. Is dit waar wat ek sê? Want ek stem saam dat die Here vir jou enigiets kan gee. Prosperity preacher sê, vra net en jy sal enigiets kry. Dit is so, maar as iets hierby daar, as jy in die Here is, dan sal jy vra wat hom verheerlik. Wanneer jy God vra wat hom verheerlik, sal jy enigiets kry wat jy vra. Ek wil hê julle moet, as julle iets wegvat vandag, moet julle dit onthou. Wanneer jy in God is, vra jy goed wat die Here verheerlik. En jy kan enige iets vra wat hom verheerlik en hy sal julle vir julle dit gee. Amen. Kan ons sê amen? En dit is wat die woord van die Here sê. En dit is hoe ons vreugde kry. Ons moet vra dat die vreugde van die Here in ons bly. Jy sal vra net wat jy kry. Wat sal jy vra? Dit wat hom verheerlik, wat tot sy eer is. Ons moet dinge vra wat tot eer van God is. En ons moet bly in sy liefde, sê die woord. Vers 10 van hierdie vers geleesde gedeelte sê, as julle my gebooie bewaar, sal julle my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bly in sy liefde. Wees gehoorsaam aan die liefde van die Here. Ons moet lief wees vir God.
Ons moet lief wees vir mekaar. Ons moet vergewe. Dit is wat die Here vir my en vir jou sê, om gevul te word met die vreugde, is om in die liefde van die Here te bly. Jesus Christus het vir my en vir jou lief met 'n ewige liefde, en ons is lief vir mekaar. Vanoggend toe ek uitkom, toe hardloop hy hondjie van my weer uit, en een van die broers is daar, ek sê, vang hy hondjie, ek sê, want hy gaan nou net weer by die kerk kom moeilik maak, en hy sê vir my, die hondjie is lief vir mense, en die hondjie is lief vir mense, en ek vra vir u, is u lief vir mense? Ek is regtig waar lief vir elkeen, ek sê dit met opregtheid van my hart, en die Here sê, ons moet lief wees vir mekaar, ons moet omgee vir mekaar, dan sal die vreugde van die Here in ons harte kom. Wanneer jy omgee vir mekaar, kan jy sommer in iemand se oë sien as daar 'n probleem is in sy lewe, en ons is hier, dit is die belangrikste ding eintlik van kerk wees, om 'n eenheid te wees, om te gee vir mekaar, om vir mekaar lief te wees, en dan, wanneer jy jou vul met die liefde van die Here, dan word ons lief vir mekaar, en hoe meer en meer lief vir mekaar, en omgee vir mekaar. Dis die kerk eintlik, die samekoms van die mense van die Here. En as jy, nee Werner, gister het ek vir Werner, toe daar mense daar by hom, en daar se geskreery het, daai mense was vol van haat, nee Werner, met hom beklei en alles, en dus toe ek Werner genooi het, en hy is hierso, en ons moet aanhou om mense te nooi na die kerk toe, as julle voel, julle ontvang iets van die Here, nooi ander mense, ons is almal mos op pad, hemel toe, kan ons amen sê, ons is almal op pad hemel toe. So wat ek eintlik wil sê vir julle is dat, dit is die woord van die Here, dit is hoe ons gevul word, vul my met u liefde, met u gara, sê die woord, lief vir God en lief vir mense, en dan vers 12, dis 'n opdrag, kinders van die Here, 'n opdrag wat die Here vir ons gee. Dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. En groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee nie. 'n Opdrag, wanneer ons honger en swaar kry, sodra julle volkome by my kan wees, sê die Here in vers 11, dit is wat hy vir my gesê het, maar dat my liefde in julle volkome kan wees, en dit is hoe ons gevul moet word, dis wat die Here wil hê, dat ek en u moet gevul word. Nou hoe word ons gevul, en wat is die rede, hoekom ons gevul moet word, sodat ons vreugde kan hê. In die wêreld kry ons baie probleme, maar die vreugde en die vrede van die Here is vreugde wat onverstaanbaar is. Wanneer mens God in jou lewe het, dan kry jy vreugde in moeilike omstandighede. Moet ons vir die Here vra, vul ons met vreugde. Ek het gehoor van 'n man wat 90 jaar oud was, en hy plant 'n boom, en die ou kom by hom en hy sê, nou hierdie boom wat jy plant, jy gaan mos nog nooit vrugte van hierdie boom plant te eet nie. Hy sê, ek het hierdie boom geplant, en ek weet ek gaan nie vrugte van hierdie boom plant nie, maar ek het hierdie boom geplant, omdat iemand anders van sy vrugte gaan eet. Ek het hierdie boom geplant, dit is die vrugte wat ons dra, is ook vir vrugte vir iemand anderste, nie net vir ons self nie. Martin Luther het gesê, as hy weet dat die Here gaan môre kom, dan gaan hy vandag 'n boom plant, dan gaan hy vandag met iemand praat. Die kerk, ek vertrou die Here vir hierdie kerk, daar's te veel gebid vir hierdie kerk sal nooit nie doodgaan nie, sal nie toemaak nie, as gevolg van die bome en die vrugte en die woorde wat ons gespreek het in hierdie kerk. Die mense wat na my sal kom hierso, sal weet dat ons en ek en u ons gaan nog lank lewe, moenie worry nie, maar ek het laas mos gevra, wie wil doodgaan? Maar ons wil nie nou doodgaan nie. Ons moet eers nog vrugte gee, ons moet eers nog bome plant, sodat die ander mense kan eet van die vrugte van ons. So 90 jaar oud, enige jaar oud, vul ons. Ek wil bid vir die Here, ek wil vir hom vra, ek het eintlik klaar gepreek, ek wil net vir u vra vanoggend, vra vir die Here om te vul met die dinge van die Here,
Die wêreld is rof daar buitekant. Dit gaan sleg in die land. Maar die Here sê, hy wil ons vul met sy vreugde. En as jy die vreugde van die Here in jou hart het, as jy gevul is met dit, dan lewe jy anderste. Dan draai jy vrug. En wat is vrug? Mense kan vrugte mos sien by jou. Vrugte wat sal hou. En 'n druiwetros dra druiwe. En dit gaan oor ander mense. Die man, die vrou het, dit het ek ook gelees. Sy het gehoor 'n commotion daar en toe is die buurman besig om die boom af te sag. Sy sê maar, meneer, moenie hierdie boom afsag nie. Hy sê maar die boom dra geen vrug nie. Sy sê nee, maar kyk aan hierdie kant, draai vrug. Moet hom nie hier afsag nie. Hy draai aan my kant vrug. Hy sê nee, okay, ek gaan hierdie boom los. Dankie vir die wat glimlag en verstaan. En dankie wat die ook verstaan dat die woord Grieks van vreugde beteken chara. So, ek bid vir die Here dat hy vir ons sal help, dat ons, ek en u, dat ons vreugde sal hê in ons lewe. En wat help het, kinders van die Here, ons wat kinders van die Here is, moet vol van die vreugde van die Here wees. En ons kry dit. Onthou, ek gaan nou net herhaal vir die wat, soos ek wat bietjie starig is. God, hy is die landbouer. Hy het sy wingerd. En as ons in sy wingerd is, dan is Jesus die wynstok en ons is die lote. So as ons, wat die lote is, in hom gevestig is, sonder die Here kan ons nie vrug dra nie, sonder Jesus kan ons nie. En as so ons moet sorg, dat ons in Jesus is, elke dag, elke oomblik van ons lewe. En ons moet nie toelaat na die wêreldse dinge, die probleme van die wêreld, ons maak dat ons weg van die Here af nie. En dan sal ons vrug dra, en dan sal ons mekaar lief hê, en dan sal dit goed gaan met ons. Goed gaan is 'n relatiewe begrip. Dani het een keer van my gepraat, dat ek wil nie oor Dani praat nie, kom ek praat maar, julle weet as mense, Dani, ekskuus, jy weet wat ek wil sê, kan ek dit sê Dani? Dani het my gesê op 'n stadium van sy lewe was hy baie ryk, en baie ryk, ek bedoel ryk, en toe het dinge maar net so gebeur, en hy het gesê, sorry ek praat nou met jou, hy het gesê, uiteindelik die Here, jy weet, party mense, as hulle te ryk is, dan het hulle nie die Here nodig nie. Stem julle saam met my? En die Here seën ons, sodat ons ander mense kan steun. En die Here seën die kerk, en die Here wil hê ons moet vol van vreugde wees. Vreugde, mens kan vreugde in ander mense se lewens sien. Dis nie geld wat jou vreugde gee nie, dis om in Jesus te bly, dis wanneer jy vreugde kry. Dis my lekker om by die kerk te wees, dis lekker om vir julle te sien, almal van julle, party van julle is ook maar vol nonsens hoor. Maar ek is lief vir julle, want God het julle op my pad gestuur, en vir my, ek irriteer ook seker maar party van julle, hou maar net aan. Hou aan net, kom ons wees lief vir mekaar, en kom ons vul onsself, vra die Here om ons almal te vul met sy liefde. Dis, ek wil hê as julle hierdie week by die huis is, en bietjie dink, en vra net vir die Here, Here, vul my met u liefde. Dis nie die Here wat ons kan vul, dis net hy wat ons kan help, en kom ons sluit net ons oë, en Here, dankie dat u vir ons verduidelik, hoe werk dit om die liefde van die Here in ons harte te kry. Dankie Here dat u goed is vir ons, en dankie dat dit u wil is om ons te vul met u liefde. Ek wil bid Here dat u onsself, ons verstand en ons gees oop sal maak, sodat God ons kan vul met die liefde. Help ons dat ons die wêreldse dinge uit sal los uit ons lewens uit, en dat ons die Here se dinge sal in ons lewe kry, sodat daar vreugde in ons lewe te kan kry. Ons lewe op die aarde is kort, en ons wil die vreugde van die Here hier op die aarde ervaar, sodat wanneer die Here ons kom haal, dat ons gewoond is om in vreugde in die hemel te lewe. Here,
elkeen wat hier is, U ken elkeen se omstandighede, U ken hulle lewe, U ken, dankie Here dat U siekte genees. Dankie Here, as daar iemand is wat nie in U is nie, dat U hulle sal nader trek en dat ons in die Here sal wees, sodat ons vrugte sal dra, vrugte wat sal groei, en vrugte wat sal hou, goeie vrugte. Vergewe ons Here en help ons in die naam van Jesus. Amen en amen. Goed, kom ons sluit net ons oë. Here, as hier iemand is wat miskien, daar's 3 soorte mense hierso. Eerste, die wat op die pad is, wat lankal die Here dien en wat ook gestig is deur die woord. Here, ek bid dat U hulle sal stig en dat hulle meer begeerte sal hê om meer vrugte te dra en meer blydskap te hê. Dan sit hierdie mense, is miskien die mense wat lankal terug vreugde ervaar het, maar deur die omstandighede van die wêreld het hulle 'n bietjie afgedwaal en hulle is nie weer daar by 'n plek waar hulle moet wees nie. En dan is die mense wat miskien nog nooit hulle hart vir die Here gegee het nie, nog nooit gesê het nie, maar ek wil my saak met God regmaak. Vir die van julle wat nog nooit sy hart gegee het nie, of die wat gesê het, ek het al op het stadium gelewe, maar die wêreldse ding het my weggevat. Ek is nie daar waar ek moet wees nie. As so iemand is, steek net jou hand op, laat ons vir jou kan bid. Dankie vir die hand wat opgaan. Goed. Kom ons bid vir die Here. Dankie dat U woord het gesê vir die verlore seun toe hy in die varkhok was. Die woord sê ek het tot sy sinne gekom en ek het teruggekom na die Here toe. Vir elkeen wat sy hand opgesteek het vandag bid ek Here dat hulle sal terugkom weer in Jesus te wees en dat ons sal voortgaan, dat ons sal bou in die koninkryk van God en dat God se wil sal geskied in ons lewens. Amen en amen. Dankie.